Haai julle, dis lekker om julle weer by my te hê en dankie dat julle ingeskakel het. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor God se waarheid versus mense se opinies. En so ek wil 'n gedeelte vandag saam met julle deel uit Matteus 11 en ons gaan nou daai gedeelte lees en ons gaan 'n bietjie kyk oor wat Jesus hier probeer deurbring met dit wat hy hier kom sê rondom mense se opinies en wie ons behoort te wees. Nou kom ons lees saam, Matteus 11 vanaf vers 16. Nou dit sê hierso, waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markplein vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie en hulle sê hy is van die duiwel besete. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van die tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. En so belangrik wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan wil Jesus vir ons hier iets kom duidelik deurbring. En hy wil vir ons eintlik kom wys rondom mense wat altyd 'n opinie gaan hê oor wie ons is en hulle gaan altyd 'n persepsie hê oor wie hulle dink ons is. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor dit. Want ek dink baie keer vorm ons identiteit rondom wat mense sê ons is en wat hulle van ons dink, in plaas daarvan om ons identiteit in God se woord te vind en te leef vanuit dit. Nou eerstens wil ek hier kom stil staan by Jesus en Johannes en dan sien ons dat ek gaan 'n waarheid deel en 'n opinie deel van elkeen. En so is belangrik vandag wanneer ek saam met die ander ouens in die Bybel wat ek deurgaan, wil ek hê julle moet sien na die opinies van die ander en selfs van hulle self versus die waarheid van God. En mag dit jou motiveer vandag, mag dit jou inspireer om te weet vandag dat God het 'n waarheid oor jou. En mag ons die negatiewe opinies van die wêreld, selfs die eie twyfel wat in ons kop rondmaal die hele tyd, eenkant toe stoot vir God se waarheid. Nou ek het hier gesê, mense se opinies oor Johannes die Doper, mense het hom as vreemd, ekstreem en selfs demonies beskou, omdat hy dalk die sprinkane geëet het en omdat hy in die veld gebly het, is dit die opinie van mense oor Johannes die Doper. Maar hoor wat sê Jesus van Johannes die Doper. Hy sê, onder die wat uit vroue gebore is, Matteus 11 vers 11, het daar niemand groter opgestaan as Johannes die Doper nie. En so Jesus kom sê selfs, hier so luister, daar was niemand so groot soos Johannes die Doper eintlik op daai tyd nie. En so belangrik dat versus die opinies van die wêreld wat sê hy was ekstreem, hy was vreemd, hy was weird, hy was demonies, kom sê Jesus nee glad nie. Hierdie was iemand wat regtig impak gemaak het vir my koninkryk. Nou verder, wanneer ons kyk selfs na Jesus, dan gaan ons na Matteus 11 vers 19 toe, dan sien ons hier waar ons gelees het, dit sê, mense het gesê, kyk, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. En so belangrik, dis weer eens die wêreld se perspektief en sy opinie oor Jesus. Maar dan sien ons in Matteus 3 vers 17, God die Vader se opinie, God die Vader se waarheid oor Jesus. En dit sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hoor weer mooi, die verskil tussen die wêreld se opinie en mense se perspektief is God die Vader se waarheid. Hy kom sê, luister, hierdie is my seun. Ek het hom lief. Hy is die ene, soos ons hier gesien het, waarna ek 'n welbehae het. Versus die wêreld wat sê, hy's 'n vriend van tollenaars en sondaars, hy's 'n wynsuiper, hy's 'n vraat, ensovoorts. En so wil ek kom sê dat ons moet baie versigtig wees, en ek dink veral met sosiale media ook vandag, dat ons begin vashou aan wat mense sê ons is. En baie keer wanneer ons iets op sosiale media neersit, dan is daar baie keer ook hierdie comments onder dit, en ons lees dit, en soms kan dit ons identiteit vorm. Soms kan dit ons afbreek, ons depressief maak, ensovoorts, want ons vat daai woorde van daardie persoon op sosiale media, en ons maak dit
ons identiteit. Ons maak dit deel van ons lewe en ons laat dit toe in ons hart. En die Here kom waarsku ons vandag daarteen, dat ons sal vashou aan sy waarheid, sodat ons die impak kan maak wat hy wil hê ons moet maak, sodat ons vol vrede en vreugde kan wees, sodat ons kan doen waarvoor hy ons geroep het. Nou verder het ek ook Gideon hier as 'n voorbeeld. Nou ons lees in Rigters 6 vers 15 die volgende: My geslag, en dit is Gideon se eie opinie oor homself en sy familie ensovoorts. Dit sê my geslag is die swakste, en hy praat hier met die Here, en hy sê ek is die jongste in my familie. So twee goed wat Gideon hier kom uitlig. Hy sê ek is die swakste in my familie. Miskien was daar neergekyk op hom, en ook omdat hy die jongste was in die kultuur daai tyd, was hy dalk die agterenetjie. Jy weet, die enetjie wat nou maar die dalk die stoutste was, die bangste was, laat gebore is, en so het almal hom dalk afgekraak, neergekyk op hom. En nou kom sê hy ook, Here, ek is die jongste. So hy kyk ook neer op sy ouderdom. Maar hoor wat sê God se waarheid vir hom. In Rigters 6 vers 12 sê dit hierso: Die Here is met jou, dapper held. En wanneer ons gaan kyk na Gideon op daai stadium, het hy weggekruip. En so God kom roep sy ware identiteit uit hom uit. En dan weet ons, hy was op die einde 'n dapper held. Hy was 'n goeie leier. En so belangrik dat God kom roep sy ware identiteit na vore. God kom sê vir Gideon, nee, jy's nie 'n lafaard nie, jy's nie bang nie, ek kom roep jou op jou naam, en ek noem jou ook dan eintlik 'n dapper held. En so weer eens, wat ons hoor vandag, rondom mense wat dalk iets kan sê vir jou, oor wie hulle dink jy is, hulle kan dalk sê, ag nee, nie Andrew nie, nie Jan nie, nie Sunny nie, nee, hulle is te bang, hulle is te swak, hulle is te jonk, kyk hulle familie, hulle het min geld, wat ook al dit mag wees, waaroor mense ons label, en God kom sê vandag, nee, moenie aan daai waarheid vashou nie, want dit is nie 'n waarheid nie, dit is 'n leuen van die vyand, en God se waarheid spreek lewe, en dit vorm ons ware identiteit. Nou verder het ek hier Timoteus ook. Wanneer ons gaan na 1 Timoteus 4 vers 12 toe, dan sien ons eerstens ook weer mense se opinie, en ook Timoteus hoe hy homself mag sien, weer eens sy eie opinie oor homself. Timoteus was jonk, en daardie kultuur het jong mense dikwels nie veel aansien gehad nie, het ek hier neergesit. En hoor mooi wat kom sê Paulus vir hom. Hy kom sê in 1 Timoteus 4 vers 12 vir Timoteus: Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees jy 'n voorbeeld. God kom sê as te ware deur Paulus hierso, jou ouderdom bepaal nie die invloed wat jy sal hê nie. En so belangrik weer eens, in daardie kultuur was om 'n jong mens te wees, en ek wil amper sê in Timoteus se tyd, 'n jong leraar, 'n jong pastoor, iemand wat ander moet lei in die gemeente, was op neergekyk. Hoe weet jy's nat agter die ore, het ons mos altyd gesê, en jy het nie ervaring nie, en wie het jou nou die reg gegee om vir my, as 'n ouer persoon dalk, te kom tug, of te kom lei, of wat ook al. En dan kom sê Paulus, nee, luister Timoteus, moenie neerkyk op jou jonkheid nie. Wees jy 'n voorbeeld, en God het jou geroep. En julle kan daai gedeelte gaan lees, hy kom ook en hy praat eintlik heel wat oor Timoteus, en hy kom herinner hom aan die roeping op sy lewe. En so is dit belangrik vir jou en my weer eens, om vas te hou aan God se waarheid. Want selfs Timoteus het op 'n tyd getwyfel in sy roeping. Selfs Timoteus het dalk begin twyfel, omdat hy hierdie leuns van die vyand en hierdie opinie van ander begin aanneem het, en begin dink, ek is maar eintlik te jonk. Weet jy, ek het nie eintlik ervaring nie. Het God my werklik geroep? En dis die vraag wat hy begin vra het, en hy het nie begin twyfel in dit wat hy moet doen, en daarom kom Paulus en hy moedig hom aan. En daarom weer eens, belangrik vir jou en my, om vas te hou aan God se waarheid en nie mense se opinies nie. Nou weer eens, Saggeus is nog 'n voorbeeld. In Lukas 19 vers 7, dan sien ons hierso, mense kom en hulle sê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Hulle is as te ware geskok oor Jesus, wat met hierdie sondaar, hierdie tollenaar gaan kuier, gaan eet, ensovoorts, en hulle kan dit nie glo nie.
Maar God se waarheid is, lees ons in Lukas 19 vers 9 waar dit sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Jy sien, nadat God of Jesus tyd spandeer het met Saggeus, verander Saggeus se hart. Vind daar iets plaas in Saggeus se hart en kom sê, Here, ek sal nou ook teruggee dit wat ek gesteel het, dit wat ek gevat het, en ons sien hierdie verandering in Saggeus se lewe. En weer eens, Jesus kom sien die ware Saggeus. Jesus kom spreek sy ware identiteit uit en na vore, en hy bring wie Saggeus werklik is, hoe God hom sien, na vore. En daarom sien ons Saggeus verander, en hy word dan iemand wat ook tot 'n voorbeeld verander kan wees. Waar mense het gesê, hierdie mens is 'n sondaar, hy's 'n tollenaar, daar's nie hoop vir hom nie, daar's nie hulp vir hom nie, ensovoorts. En hoeveel keer sê mense dit nie ook vandag van baie mense nie. En gereeld sien ons dat God kan mense verander. God kan mense omkeer en waar hulle dan hom verheerlik en 'n nuwe lewe lei. Nou ek het nog 2 voorbeelde hier, en dit is Dawid en dan Jeremia. Nou in Dawid se geval, mense se opinies het ek hier gesê, in 1 Samuel 16 vers 11, dan sien ons sy eie pa roep hom nie eers van die veld af, wanneer Samuel kom om die koning te salf nie. Sy eie pa ag Dawid nie. Sy eie pa en sy broers het net 'n negatiewe opinie oor Dawid. Hulle dink seker ook hy's te jonk. Wat weet hy? Hy het nog nooit geveg nie. Hy's nie 'n soldaat waardig nie. In daai tyd het baie van die konings ook, was hulle eers soldate of leiers in die weermag, voordat hulle soms koning geword het. En hier sit Dawid, 'n veldwagter en 'n herder vir die skape, en hulle dink, ag nee, wat sal hy nou weet, en dit sal definitief nie hy wees nie. Maar dan sien ons, dat God kom wys hoe hy kyk. In 1 Samuel 16 vers 7, dan sê dit, die mens kyk na wat voor die oë is, en die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. En so weer eens, God kom, maak nie die keuse rondom Dawid se agtergrond, wat Dawid doen heiliglik nie, sy beroep, maar God kom kyk na sy hart. God kom kyk na sy karakter. God kom sien iemand wat vir hom sal veg, wat dapper sal wees, wat vir sy naam sal opstaan, en wat 'n Goliat gaan verslaan. En dis die waarheid van God. En so weer eens, Dawid, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan het Dawid teen ook getwyfel in homself as gevolg van sy pa wat dalk neergekyk het op hom, sy broers wat neergekyk het op hom, en ons sien dit ook wanneer hy op die oorlogsveld aankom met die kos, dan bespot sy broers hom eintlik, wat soek jy nou eintlik alweer hier? En so was daar konstant hierdie opinie van ander, opinie van familielede wat dink, hy is nie goed genoeg nie. En as Dawid vasgehou het aan dit, het hy dit nooit gemaak nie. Het hy nooit koning geword nie, het hy nooit vir Goliat verslaan nie, maar hy het gekies om aan God se waarheid vas te hou. Hy het gekies om te sê, maar ek weet wie ek is in God. En daarom het God my ook verlos. En daarom sal God my op die troon sit. En daarom sal God my vorentoe bring, wanneer die tyd reg is. En so belangrik, dat ek en jy moet besef, dat ons moenie vashou aan die opinie van ander nie. Want dis baie keer net hulle perspektief, maar dis nie die waarheid nie. En laastens wil ek afsluit met Jeremia. In Jeremia 1 vers 6, dan lees ons hier, waar Jeremia self vir God kom sê, toe God hom roep, God, ek is te jonk, ek kan nie eers so goed praat nie. En dan kom sê die Here vir hom, nee, hy sê, moenie sê, ek is te jonk nie. En so belangrik, dat weer eens God se waarheid vir Jeremia na vore bring, en hom eintlik 'n amazing profeet maak. En so is dit belangrik vir jou en my, weer eens om te besef, dat ons kan baie keer na klomp goed kyk. Mense se opinies, wat die wêreld vir ons sê wie ons is, selfs wat ons eie familie vir ons sê, wie ons behoort te wees, of wat ons eendag moet doen, maar dan is daar God se waarheid. En die Here wil jou vandag kom bemoedig om te sê, moenie vashou in die opinies van ander nie. Dis hulle perspektief en dis hulle opinies, en baie keer gee hulle opinie uit hulle eie seerheid. Hou vas aan God se waarheid. Hou vas aan wat God kom sê. En ek wil daarmee afsluit om hier te kom sê, jy mag dalk sê, ek is te stil, ek is te jonk,
ek gaan nooit iets bereik nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie mooi nie, ek is nie wild genoeg nie. Maar hoor wat God vir ons kom sê. Hy sê, jy is my kind, in Johannes 1 vers 12, kom roep hy ons as sy kind. Hy kom sê, jy is op 'n wonderbaarlike manier geskape en gevorm, Psalm 139 vers 14. Hy kom sê, jy is 'n nuwe skepping, wanneer ander die verlede voor jou wil gooi die hele tyd, dan 2 Korintiërs 5 vers 17 kom sê God, jy is 'n nuwe skepsel, ek maak jou nie. Ek het 'n plan vir jou lewe, Jeremia 29 vers 11, wanneer ander vir jou kom sê, nee, jy het nie 'n toekoms nie, jy gaan dit nie maak nie. En dan laastens, in 1 Petrus 2 vers 9, jy is gekies deur God. En so besef vandag, God se waarheid versus mense se opinies. En mag ek en jy vashou aan God se waarheid. Mag ons die opinies van ander in die wêreld eenkant toe stoot en sê, ek gaan nie dit my identiteit laat vorm nie. Ek gaan nie vashou aan daai opinies nie, maar ek gaan eerder toelaat dat God se waarheid my vorm, my toekoms bepaal en my identiteit skep. En so dis my gebed en my bemoediging vir elkeen van julle vandag. En so ek wil graag vir jou bid en mag jy vashou aan God se waarheid oor jou lewe. So Vader, ek kom bid vir elkeen wat na hierdie video kyk. En Here, baie keer is daar dalk opinies van ander wat hulle gevorm het. Dalk is daar keuses wat hulle gemaak het in hulle lewe as gevolg van ander wat 'n opinie gehad het. En Here, baie van ons leef vandag in 'n twyfel oor onsself, nie noodwendig omdat ons twyfel in onsself nie, maar omdat ander ons laat twyfel het in onsself deur hulle opinies te gee. En vandag kom bid ek, Here, dat U sal kom losmaak en vrymaak. Here, dat elkeen wat na hierdie video ook luister vandag, sal vashou aan U waarheid. Aan wat sê U vir ons in die woord? En Here, dat hulle identiteit en hulle fondasie sal bou op wat U vir hulle sê in die woord, nie op ander se opinie nie. Jesus, dankie dat U vir ons die grootste voorbeeld is van mense wat ook maar opinies oor U gehad het en nie gesteer daaraan nie. U het gedoen wat die Vader wou gehad het U moet doen. En mag ons nog steeds vandag U wil kom doen ten spyte van die negatiewe opinies van ander. Mag ons vashou aan U identiteit in ons, Here, en mag ons staan op U woord en nie op ander se opinie nie. Ek kom bid vandag ook, Here, vergewe ons waar ons ander se opinie hoër geag het as U waarheid. Mag ons los en vry daarvan vandag, Jesus, en mag ons vashou aan U waarheid in Jesus se naam. Amen. Blessings vir julle week en hou vas aan God se waarheid.